63. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Heer, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 171, verse 1 en 2.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 207 vers 1. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 308, verse 1 en 5.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit die boek Eksodus, hoofstuk 13, vers 11 tot en met vers 16. En uit die Nuwe Testament lees ons uit die Evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 2, vers 21 tot 24. Wanneer die Here julle nou bring in die land van die Kanaaniete en dit aan julle gee, soos hy met 'n eed aan julle en julle voorouers beloof het, moet julle elke manlike eersteling wat gebore word aan die Here wy, en ook elke manlike eersteling van julle vee vir die Here afstaan. Elke eerste hingsvilletjie van 'n donkie moet julle egter met 'n skaap loskoop. As julle hom nie kan loskoop nie, moet julle sy nek breek. Julle moet ook al julle eersgebore seuns loskoop. As julle kinders later sou vra, wat beteken dit? Moet julle vir hulle sê, met groot mag het die Here ons uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry. Want toe die Farao te hardkoppig was om ons te laat trek, het die Here al die eerstelinge van die Egiptenaars laat sterwe, mens en dier. Om hierdie rede offer ons die manlike eersteling van elke dier aan die Here, maar koop ons elke eersgebore seun los. Soos 'n teken op die hand en 'n merk op die voorkop, moet dit julle daaraan herinner dat die Here ons met groot mag uit Egipte bevry het. 8 dae later, toe dit tyd was om die kindjie te besny, het hy die naam Jesus gekry. Die naam wat deur die engel genoem is, nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. Toe die reinigingstyd, soos deur die wet van Moses bepaal, vir hulle verby was, het hulle hom na Jerusalem toe gebring om hom tot beskikking van die Here te stel. In die wet van die Here staan immers geskrywe: elke eersteling van die manlike geslag moet vir die Here afgesonder word. Hulle het ook die reinigingsoffer gebring, volgens die voorskrif in die wet van die Here, naamlik 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid.
Ons Vader wat in die hemel woon, ons bely dat as ons bly soos ons is, soos toe ons gebore is, dan is ons lewe leeg en vormloos. En daarom bid ons U vanoggend dat U tog weer met ons sal praat. En dat U tog van ons elkeen weer 'n nuwe skepping sal maak. Ons bid U, Heer, stort U Gees oor ons uit, dat daar tog lewe mag kom in ons verdroogde verstand en hart. En laat ons dan so met ons lewe vrugte dra tot lof van U groote naam. Ons pleit by U goeie Heer, neem tog die skuldlas wat so swaar op ons gemoed kan druk, neem dit tog weg. Laat ons tog net met gelowige oë na onsself en ons wêreld kyk en sien hoe dat die werk van Christus te midde van alles wat so stikkend is, dat hy dit nuut maak. Laat ons afwag op U koninkryk, tog vir ons 'n tyd vol blymoedigheid sal wees. Of ons jonk of oud is. Maak ons tog los van alle verganklike dinge waarin ons so maklik verstrengel kan raak. Laat ons nuut word, nuut dink en nuut leef. Bring dit in ons hart, dat ons lewens sal heilig, en juis so die goedheid kan beleef, waarvoor U ons bestem het. U ken elkeen van ons op die naam. U ken ons elkeen se omstandighede. Hou ons tog styf in U hand vas. U het ons na U beeld geskep, ook dat ons U sal onthou en aan U sal bly dink. Ja, en ook met ons hart en verstand sal lief hê. Here ons God, moet tog nie ophou om U met ons te bemoei nie. En hou deur die werk van U Gees ons lewens in stand as U beelddraers. Ons pleit by U om die vergifnis van ons sonde, en ons pleit dit
in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, daar aan die kruis. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 393, die eerste en die tweede strofe. Heer, U het gedring deur liefde, self die kruis vir ons gedra, en U sterf, die sondelose, in ons plek op Golgotha. Johannes Calvin is een van die groot kerkleiers van die reformatie. Moontlik was hy dalk die grootste. So wyd is sy invloed in die protestante kerk reg oor die hele wêreld, dat ook selfs ons Afrikaanse gemeentes na onsself verwys as Calvinistiese kerke. En net om een voorbeeld aan u voor te hou, waar Calvin so 'n invloed uitgeoefen het dat ons dit heel waarskynlik sonder dat ons dit weet, telkens in 'n jaar iets doen, soos hoe hy die skrif daaroor verstaan het. En dis die nagmaal. Jy moet onthou dat die protestante se geskrifte staan teenoor die Romeinse teologie. In die Romeinse kerk is en word vandag nog geleer
dat die brood en die wyn wat gebruik word by die nagmaal, nadat die priester sy seën daaroor uitgespreek het, dat die brood en die wyn werklik die liggaam en die bloed van Jesus Christus word. Calvin het met sy studie van die evangelie, en soos ons dit elkeen ook kan lees, teenoor die Romeinse teologie gesê, die brood bly doodgewone brood, en die wyn bly doodgewone wyn, maar in die geloof ontvang ons gemeenskap met die Here Jesus Christus. Net 'n voorbeeld. Maar goed, Johannes Calvin se grootste werk staan bekend as die institusie van Calvin. In Nederlands is dit 3 dikke bundels. En baie protestante kerke beskou dit as die bakermat van ons protestantse teologie. Want in hierdie groot werk van hom het hy oor alles geskryf, oor die Bybel, oor die kerk, oor geloof, soos net nou genoem, oor die sakramente, enige iets waaraan jy kan dink, het hy nadat hy die Bybel gelees het, hierdie grootse werk geskryf. Soos gesê, baie beskou dit as die bakermat van ons teologie, protestantse teologie. Toe hy hierdie werk klaar geskryf het, het hy op 1 Augustus 1536 het hy hierdie grootse werk van hom aan die Franse koning opgedra. En toe voor in hierdie boeke van hom, ensiklopedie, het hy geskryf aan die magtige en verhewe monarg Franciscus, die allerchristelike koning van Frankryk, my Heer, ek Johannes Calvin, wens u die vrede en die saligheid in Jesus Christus toe. Wat opval uit die geskiedenis, is dat hierdie koning 'n vyand van die protestante was. Want hierdie koning Franciscus was self 'n gesore Rooms-Katoliek. Hoekom het Calvin dit gedoen? Calvin het dit gedoen dat hierdie werk by die koning moet uitkom, om vir die koning te sê dat ons protestante is nie sommer maar net rebelle of kwaadoeners of is teen die koning gekant nie. Hy wou vir die koning hiermee sê, ons glo in Jesus Christus net en alleen, soos die Bybel en die evangelie Jesus aan ons verkondig. Die evangelie volgens Lukas, die eerste sin van Lukas,
begin so. Hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Jy moet deur die Bybel gaan blaai. Lukas is die enigste geskrif wat so amptelik en formeel begin. Hooggeagte Theophilus. Enigste geskrif. En hoekom doen hy dit? Hy is besig om te doen wat Calvin eeue later sou doen. Want vir wie skryf Lukas hierdie evangelie? Wie is hierdie Theophilus? Hierdie Theophilus was hoëpriester in Jerusalem in die jare 37 tot 41 na Christus. Hierdie Theophilus het by sy swaar Caiaphas oorgeneem as hoëpriester. Sy swaar Caiaphas was die hoëpriester wat Jesus Christus aan die Romeine laat uitlewer het om uiteindelik aan die kruis te sterf. Daarom begin Lukas met hierdie uiters formele aanhef. Hooggeagte hoëpriester Theophilus. Die hoëpriester het presies geweet wat gebeur het. Immers sy swaar was op daardie stadium die hoëpriester. En daarom praat Lukas met hom oor die dinge wat onder ons gebeur het. Die hoëpriester het geweet. En omdat hy vir die hoëpriester hierdie evangelie skryf, soos Calvin sy institusie vir die Romeinse koning geskryf het of het aan hom opgedra het dan, praat Lukas met hierdie hoëpriester oor die dinge wat vir 'n hoëpriester van belang sou wees. In die eerste plek vertel hy hoe dat al die wette volgens die Ou Testament wat die hoëpriester op die punte van sy vingers ken, hoe dat al hierdie wette volgens die Ou Testament rondom Jesus Christus nagekom is. En dis die gedeelte wat ons uit Exodus gelees het. En waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor dat die volk elke eerste manlike dier uit sy trop, uit sy vee, aan God moes offer, aan God moes wy. Om daarmee herinner te word dat God met groot mag die volk Israel uit die slawehok van Egipte bevry het. Maar dit het ook die eersgebore seuns in 'n gesin gegeld. En staan daar in Exodus, as julle kinders sou vra, hier sit die oudste seun aan tafel by die gesin.
pa moes lankal hierdie oudste seun na die tempel geneem het en hom daar gelaat het, sodat hy in en om die tempel kon werk. Want die eerste seuns, die eersteling seuns behoort aan God. Maar God het bepaal dat die eersteling seuns van hom losgekoop kon word met 5 heilige sikkels. Elke keer as die gesin om die tafel sit, en hier sit ou Boet, moet hulle onthou, God het hulle uit Egipte verlos. En nou lees ons in Lukas, wat Josef en Maria aangekom het. In die eerste plek lees ons van Jesus se besnydenis. Dom is hy soos al die ander Israelitiese seentjies, nou Joodse seentjies, is hulle besny. En met die besnydenis het ook die naamgewing gepaard gegaan. En daarom staan hier geskryf, vertel Lukas die hoëpriester. Hy het die naam Jesus gekry, soos 'n engel dit aan Josef bekend gemaak het. Want hierdie man, Jesus, was die Messias, wat Israel nie sou kom verlos van hulle politieke onderdrukkers of wat ook al nie, maar hy is die man wat die volk sou kom verlos van hulle sonde. En dan vertel Lukas verder. En hy sê dat die wet rondom die reiniging van Maria ook nagekom is. Die wet het bepaal dat wanneer 'n vrou 'n kind in die wêreld gebring het, veral 'n seun, was sy vir 7 dae onrein. Maar dan moes sy nog vir 33 dae beskou word as onrein en mag sy aan niks gevat het wat heilig is nie. Op die 40ste dag moes sy tempel toe gaan, voor die hoëpriester gaan staan, sodat hy haar rein verklaar. Dit is gedoen, hooggeagte Theophilus, maar hulle het ook tempel toe gegaan om die derde rede. Hulle het gegaan om hierdie eersteling seun van hulle aan God te wy. En hier sou die hoëpriester se oë rek, want hier staan, hulle, Jesus se ouers, het hom na Jerusalem gebring om hom tot beskikking van die Here te stel. In die wet van die Here staan immers geskrywe, elke eerstelike van die manlike geslag moet vir die Here afgesonder word. Wat sou iemand soos die hoëpriester opmerk? Hulle het hom nie met 5 heilige sikkels losgekoop nie. Hooggeagte Theophilus, priester in Jerusalem, hierdie man, Jesus Christus, wat jou hoëpriester Caiaphas na sy dood gestuur het,
was nooit van die Vader losgekoop nie, want hy is die Messias. Die band tussen God die Seun en God die Vader is nooit deurgesny nie. Wat by die tempel gebeur het, is wat met al die eerstelinge van Israel nie gebeur het nie. By hierdie geleentheid is hy die eersteling van sy aardse ouers losgesny. Want hy is self God. Hooggeagte Hoëpriester Theophilus, met hierdie evangelie wat ek aan jou skryf, wil ek vir u sê, daar is 'n probleem met daardie gebou wat julle die tempel noem. Ek wil dit aan u noem, dat daar fout is met die offers wat u hulle bring. Daar is fout, hooggeagte Theophilus, met u geloof. Geloof in Jesus Christus bind ons aan God die Vader. Geloof in Jesus Christus maak vir elke kind van God daardie allerheiligste gedeelte wat u reken net u mag ingaan. Hy het daardie deure oopgemaak vir elke kind van God wat in Jesus Christus glo. Hooggeagte Hoëpriester Theophilus, ek hoop dat u ook tot bekering kom. Amen. Gemeente, sing ten slotte Gesang 258, al drie die strofes. Vreugdevolle tyding, bron van hartverblyding. Alle eer aan God die Heer, bo verwagting, bo gebede, skenk hy ons sy vrede. U is waarheid, lig en lewe, ewig en vir ewig.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.